Goeiemôre, good morning. Ja, die dag kan nie begin sonder Pieter se lied in die hat nie. Dit is Dou voor dag en ons is reg om julle met nuwe geselskap en nuwe kennis die dag in te stuur. Inderdaad, Raza, vandag gesels ons onder andere met Liesel van der Merwe van Intiem oor huwelike en intimiteit. Christo de Wit van Luno kom gesels oor die nuwe Zaro digitale geleentheid. Rapid wys vir ons Valentynsdag verpakking. Nick en Marcel van Donkey Long Tong kom kuier. En dan is Dr. Njabulo Nkosi ook hier om 'n bietjie meer oor manlikheid en leierskap in sy nuwe boek te gesels. Rigaan Bressou gaan sorg vir musiek en hy kom sy nuwe enkelsnit deel, Al kom die reën. So ietsie vir ieder en elk vanmôre hier op Goeiemôre, good morning. Ja, elke oggend toe jy nou daai lees Al kom die reën, toe dink ek AI kom die reën. Ja, Dit lyk so. alles is AI. And that's exactly what my next story is about. Have you ever been led astray by AI, Pieter? Ek dink nie ek het al AI so op die proef gestel om dit Ja. sulke inligting of iets te Ja. kry nie. So nee. Ek dink soms op sosiale media, as mense video's maak, jy moet net so 2 of 3 keer kyk Dalk voor het jy ek dit deel daarop. of voor jy dit, want hulle kan nou allerhande goed doen met die deepfakes en die gesigte en die stem en die woorde wat uit jou mond uitkom. Dit is eintlik nogal reg scary. Baie. Hier is nog 'n AI storie wat regtig, it's almost unbelievable. A small rural town in Tasmania has been caught up in a very modern mix-up after artificial intelligence invented a tourist attraction and convinced people to travel thousands of kilometers to see it. The town of Wildborough, about 110 kilometers from Launceston, recently saw a strange surge in visitors, all asking about the so-called Wildborough Hot Springs, a tranquil haven and peaceful escape promoted online. One problem, the hot springs don't exist. The attraction appeared in a blog post on Tasmania Tours, an Australian travel website that had started using AI to publish content more quickly. So while posts were usually checked by humans, this one slipped through and AI had simply made up the attraction. The article was later deleted, but not before travelers became excited enough to make the trip. Local business owner Kirsty Probert, who runs the Wildborough Hotel, said she was baffled when people started phoning and showing up asking for directions to the famous hot springs. The company behind the website says the backlash has been devastating. Owner Scott Hennessy told ABC News that the online criticism and damage to their reputation was soul-destroying, adding that AI was only introduced to keep up with larger competitors. Experts say this incident is a warning sign. As more travelers rely on AI to discover destinations and plan their trips, AI hallucinations, where systems confidently invent false information, are likely to cause more confusion, disappointment, and costly mistakes. Ai. 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 Ek kry dit nogal jammer, Baie. want die rede vir die gebruik van AI, soos wat hulle sê, is om met hulle groter kompeteerders te Natuurlijk. kan bybly, and then this just kind of slipped through the cracks. En hoe gaan jy nou rural Australia nie? Australië is reeds so groot. Nou gaan jy na 'n plek wat 110 km buite 'n klein dorpie is om iets te gaan sien wat nie bestaan nie. En as jy daar kom, is die teleurstelling so groot. Ja. Man, as ek net daai ouens is, dan sal ek nou een of ander spring kry uit of nou maar 'n hot tub of 'n ding bou. Maar heen, kan jy nou dink wat 'n teleurstelling dit was vir daai mense. Maar snaaks genoeg, ek is baie verbaas oor hoe mense dan nou staat maak op AI, op KI om 'n trip te beplan of vir dit of vir dat. Ek dink ook so, ek dink ons kry soveel inligting van die internet af, nê. En KI is nou so voor in almal se gedagtes, nê. Mens gaan net AI, maar ek sou nie dit doen nie. Ek dink you got to get information from real people. So ek is nog 'n kykie Google reviews, ek kyk op TripAdvisor. Of ek bel ook iemand en sê, was jy al daar? En sê, hoe was dit, you know? Like jy kan nie net laat dit die AI vir jou sê, okay, jy moet soontoe gaan, jy moet en hierdie plek bestaan nie. You can take nothing at face value. That's what I think this comes down to. Waar met daai ouens toe nou sit is weliswaar 'n vlieg in hulle sop.
En dit is waaroor ek nou met jou wil gesels. Voel jy dat daar 'n bietjie meer vliee is? En muskiete en so aan, en daar in die Johannesburg omgewing, selfs hier in Pretoria, moet ek vir jou sê, het vir my begin voel, waar kom alles vandaan? Nee, Pieter, dit voel nie so nie. Dit is so. Dit is so. Hulle is, they are the bane of my existence. Want net soos wat jy een klap, dan is daar twee wat nog bykom. En dan is daar nog, en dan is daar, it just feels like it's a plague this year. Kyk, my vroukie lyk soos 'n karateki dame, sy het sommer 2 vleeplakke en hulle almal moet net vrek, manne ja. Jy is nie alleen nie, inwoners en sake-eienaars reg oor die stad kla oor swerms vliee in huise, restaurante en openbare ruimtes. En kenners sê die oorsaak is 'n kombinasie van warm, nat weer en swak afvalbestuur. Volgens Dr. Nina Perry, 'n spesialis in vlee en afvalbiokonversie, sien Johannesburg veral 'n toename in 2 spesies, die huisvlieg en die groen bottelvlieg. Albei floreer natuurlik in warm, vogtige en vuil omgewings. Vlee broei waar daar kos wat oop is, jy weet, hulle doen daar waar die dreine oop is. Ja. Dieremis, swak bestuurde vullis is, en dis maar alles waar hulle nou broei. En in warm toestande kan dit so min as 3 tot 4 dae neem vir 'n vliegeier om in 'n nuwe vlieg te verander. So vinnig, né? Net 'n halwe teelepel organiese afval. Hoe warmer dit is, hoe vinniger vermeerder hulle, en dis hoekom somer die piekseisoen is, met Maart gewoonlik die ergste maand. Alhoewel vlee bakteria kan oordra, sê Perry, hulle is meer irriterend as gevaarlik. I agree. Tog bly dit 'n groot probleem veral waar kos voorberei en bedien word. Op staatsvlak sê kenners beter vullisverwydering, die toemaak van oopdreine en die herstel van rioolhekke rioollekke kan 'n groot verskil maak. Wonder wat se hek gaan ek kry by daai lek. By die huis help dit om oorskietkos in ligdigte sakkies te verseël, kombuise skoon te hou, skottelgoed vinnig te was en troeteldierafval daagliks te verwyder. Hoor jy, dit is 'n absolute pandemie, en dit is met water, warmte en vuil goed. Dit is vir my hierdie jaar erger as wat dit ooit was. En ek weet ons sê dit seker elke jaar. Altyd. Ek het dit seker in 2025 ooit gesê en 2024. But I don't know why there are so many of them every year. You've answered and said it's bad waste management and maybe sewage or drains that are leaking, but it is an absolute Voel net meer. nightmare. Ja, voel net erger. Dit is net vir my, maar dan, soos ek dink nou, jy het nou gesê dat die vullis wat nie verwyder word nie, nê. Ons het gister, ons vullis word op 'n maandag verwyder, en gister op ons gemeenskaps WhatsApp groepie, toe stuur iemand, hulle het hierdie 2 strate heeltemal gemis. So I can get it. I can totally understand that the waste management is not being done as it should be, and that is making more flies. En hulle is irriterend. Ja, soos 'n muskiet. Daar's die pleer nie. Ja. Manne ja, ons sal by die vlee wegbly vir nou. Gaan hy bly net waar jy is. Ons gesels nou weer verder, en baie welkom as jy nou eers aangesluit het. Dis saam met my, Ros, en die goeiemôre, good morning span. Hallo daar.